Goeiemôre vriende en baie welkom by ons oordenkings op hierdie Sondagoggend. En ja, ons is by Lukas 7 vanaf vers 1. Nadat Jesus ten aanhore van die volk al hierdie woorde uitgespreek het, het hy Kapernaum binne gegaan. 'n Slaaf van 'n sekere centurie wat vir hom baie werd was tot die dood toe siek. Toe hy van Jesus hoor, het hy 'n paar van die Joodse familiehoofde na hom gestuur met die versoek dat hy kom om sy slaaf gesond te maak. Toe hulle by Jesus kom, het hulle hom dringend versoek en gesê, hy verdien dat u dit vir hom doen, want hy gee om vir ons volk en het sy eie die sinagoge vir ons gebou. Jesus het saam met hulle gegaan. Hy was nie meer ver van die huis af nie. Toe stuur die centurie vriende om vir hom te sê, meneer, moenie verder moeite doen nie, want ek is nie werd dat u onder my dak inkom nie. Daarom het ek my ook nie waardig geag om self na u te gaan nie. Maar sê net 'n woord en laat my slaaf gesond word. Want ook ek is 'n man wat onder gesag staan, met soldate onder my bevel. Vir die een sê ek gaan en hy gaan, en vir 'n ander kom en hy kom. Vir my slaaf sê ek doen dit en hy doen dit. Toe hy dit hoor, was Jesus verwonderd. Hy het omgedraai na die skare wat hom gevolg het en gesê, ek sê vir julle, selfs in Israel het ek nie so 'n groot geloof gevind nie. En toe die mense wat gestuur is by die huis terugkom, het hulle die slaaf gesond aangetref. Geliefdes, ons lees hierdie gedeelte en dit is 'n baie mooi verhaal. Dit is regtig 'n mooi verhaal. Maar hier's 'n paar goed wat ek en jy moet hoor. Hierdie verhaal word spesifiek geskryf om die teenstelling te wys. Die mense, die Jode wat veronderstel was om Jesus te glo. Ons sien by hulle nie baie geloof nie. Maar hierdie heiden, hier is 'n baie mooi geloof. Hier is iemand wat vir die volk goed doen. Hy verdien die respek van die mense en hy glo. En dan, dis min dat ons dit lees, maar hoor, hoe word hierdie woorde, wat gewoonlik vir ander mense gebruik word, né? Baie keer lees ons die ander mense het gehoor hoe Jesus praat, en dan was hulle verwonderd, of hulle het gesien wat hy doen en hulle was verwonderd. Hier hoor ons dieselfde woord, maar dit word gebruik van Jesus. Toe hy dit hoor, was Jesus verwonderd. Jesus was beïndruk met hierdie man se geloof. En dit word op vir ons neergeskryf as 'n voorbeeld van dis hoe geloof lyk. Hierdie man aanvaar doodgewoon dat Jesus die gesag het om 'n woord te spreek en dit gaan gebeur. Daarom sê hy, wel ek sê vir iemand onder my gaan en hy gaan, of kom en hy kom. En Jesus, ek weet dat u is 'n man van gesag. En daarom weet ek, u hoef nie eers na my huis toe te kom, as u net 'n woord spreek, sal hy gesond word. En Jesus was verwonderd. Mag ek volgende dit vra, mag ons dit so bietjie omdraai. As Jesus na jou geloof kyk, as Jesus jou geloof hoor, is hy verwonderd daaroor. Is Jesus beïndruk met jou geloof? Amen. Here almagtige God, baie dankie ook vir die teks. En ja, Here, baie dankie dat ons dit mag lees. Here, ons kom bid dat u regtig vir ons so tipe geloof sal gee.
Want baie keer kom ons tekort. En ja, Here, ons kom vra en ons kom pleit dat U vir ons sal help. Wees ook vandag met die eredienste. Ons bid dat U die eredienste in elke gemeente sal seën tot eer van U heilige naam. Amen. Geliefdes, mag jy 'n baie mooi en 'n baie geseënde dag hê. Onthou ons eredienste volgende 8:00 in Estcourt, 10:00 in Mooirivier en dan vanmiddag 4:00 in Wenen. Mag jy 'n baie mooi dag hê. Totsiens.